Net om 'n kort inleiding te gee op 'n projek waarmee ons besig is rondom die evangelisasiewerk. En baie weet nie van julle dat ek konsep gehoor van Living Bowl. Die Living Bowl het sy ontstaan gemaak waar in die Oos-Kaap in George wêreld. Eendag toe 'n bekende rugby-speler met die naam van Dani de Tooy 'n visioen gekry van die rugby. En ons as Suid-Afrikaners het moes maar 'n sagte plekkie van sport. En ek dink, as ek het so kan stel, Saterdagmiddag wanneer dit 'n rugby-tyd is, dan dink ek van 9 en 90% van ons Suid-Afrikaners vir die TV-stelling is. Amen. So die Here het hierdie visioen van Vermaning opgelê. En MJ Smith van Vrystaat en Louis Doon, die ouspring op ons skakel, en Peer Spies van die Blou Bulle, en al die bekende name het al ingekoop in hierdie visioen. Hierdie visioen is besig om deur Suid-Afrika te trek met die krag van dit. Dit lyk soos 'n tsunami wat op is. Vir die wat die visioen van 'n tsunami het. Nou, ek het hulle gekontak en ek het hulle gevra dat ek graag, dit lê nou al 'n paar jaar wat ek gepraat het, want ek self is 'n fanatiese rugbyman. Hy het van my span, ek ben die wat skonders ondersteun kan sien, die kan rugby speel, is gister bewys. Maar nie dit het ek Manuel gekontak die land terug, ons het maar die woord aangekom en ek het hulle gevra of daar moontlikheid is dat ek die agentskap vir Living Bowl in die Komanda kan of kan nie inkoop nie, want dit gaan nie vir my oor geld maak nie. Ek het ook gesê, dis iets wat op my hart lê, dis iets wat ek bedryf met die geld maak uit nie, ek wil die Here by die stadium, ek weet dit is op baie goed vir ons. So ek het geen ekstra finansies in ons nodig. Ek wil dit doen omdat dit passioneer is. Nou, Living Bowl, dis hoe die rugbyballe lyk. By die kontinent van Afrika op. En dan het hy 4 keer laas van Living Bowl geskryf op die balle. En dan het hy 4 keer op as ons so kan kyk. Nou die swart, die rooi, die wit en die groen het elkeen 'n betekenis in die Bybel. Die swart sê vir ons in Romeine 3 vers 23 lasting sin. Die rooi sê vir ons redeemed by his blood, Romans 3 vers 16. Die wit vol met die Holy Spirit, Hebreërs 12 vers 14. En dan die groen sê vir ons drowning in Christ, Efesiërs 4 vers 15. Nou, toe ek in die koor kom, of ons, ek in my gesin kom, toe die passie vir Living Bowl al groter begin. Nou, hier is verskeie reeks van sporttoerusting wat Manuel op die stadium op die mark het. Dus rugbyballe, sokkerballe, hockeyballe, netbalballe, die hele reeks. Klere, sport, rugbytruie, broeke, vir die meisiekinders, die netbalklere. Maar ek het gevoel hierdie jaar, en ek het lang op die skool gepraat, en ek is besig met 'n projek om die skool se eerste span te borg. Om hierdie jaar elke wedstryd in 'n Living Bowl uitrusting te speel. Mooi man. Met 'n Living Bowl rugby. Want sien die passie wat in my werk is, en dis wat in my gees werk is, dat ons almal ken kinders. As hy iets snaaks sien op iemand anders as 'n klere, dan wil hy altyd kyk wat se brandname is dit. Dis nie so. So wanneer ons by die brandname kom, dan adverteer ons sommer die evangelie. So, vir die besigheidsmanne, wie ook al, betrokke wil raak by dit, asseblief kontak my. Ek persoonlik wil nie geld hê nie. As daar iets is wat jy voel jy moet op borg moet, dan gee ek vir jou die e-posadresse, jy e-pos, jy bestel, jy gee en ons het van die dis wat ek vir gaan. Toe ek hierdie jaar met die eerste span af wat ek praat, en ek verduidelik ook wat die konsep is, moet ek sê dat dit baie gemaklik in die hart geval het van 'n skool.
omdat ons in goeie Christelike sterk beginsels het waarmee ons kinders grootmaak in ons gemeenskap. So, wat gaan gebeur is, ek dink is die einde of middel april, so waar die skoolvakansie verby is, dan kom die rekenman op, dan gaan ons die rekmetreie behandig, die hele uitrusting, die rekmetreie, die broekkurse. Maar ek wil graag hê dat ons as gemeenskap vir ons kinders moet doen. Sien dan, toe hierdie drang hier in Januarie begin opstaan en my vuur begin brand met die passie. Gister het ons gesê, kry 'n skrifgedeelte in Samuel waar Dawid vir Goliat verstaan. Die Here sê vir my, weet nie wat, as jy daai goeie seens, sy hart en heeltemal kan draai na my, dan gaan ek die grootste skool in Suid-Afrika doen. So, dis iets wat baie naby my hart het, dis iets wat brand binne my, dis, ek het in my geestesoog en ek sien dat ons die skool, wat sy sport aan betref, maar onvlak en onvlak, nie omdat ons betrokken is, maar omdat ons God die geleerde geen betrokken te wees. Nie in ons leven nie, maar weer ons in ons kinders wees. So as julle voel jy moet betrokken raak, en julle weet van iemand, ek sal ook die dag wanneer hulle kom, soms, miskien ook so'n klein seminario, want ek weet die man vlieg van ver af op, so ek wil nie rekmetreie uit my teruggaan. So vir die wat betrokken wil wees met dit ook, daar sal definitief so persoons wees, dat ek vastmaak in die school, wat so in die schoolse saal. Maar as 'n paar dinge waarmee ons besig is. Ek het net gevoel, kom ons begin by ons eie huis regmaak. As dit hier reg is, en ek het, dan het ek om te gee. Maar as ek nie het, dan nie gee. So as dit hier reg is, en ek het hierdie dinge in plek, en ek het hier word, en ek het hier discipline, dan beteken dit, wanneer ek van hier af sal uitdraai naas of Mongolie toe, dan kan ek begin gee by dit, want ek is vol binne. So dit is wat dit gaan. Op die einde van die dag, ons myne is daar al by Mongolie, net aan naas, na by die Swaziland grens. So, ek het 'n visioen gehad voor ons afgetrek het, en dan ek geestelike bevestiging gekry, hoe ek moes trek, en ek is vertuig waarvan ek ons bezig om my roeping te leef. Amen. So, ek wil graag groter prentjie, Mosambiek, Swaziland te trek, en ek dink hierdie is die jaar wat die regte tyd is om te doen, veral die sokker op wêreldbeker aan te tref. So asseblief, ondersteun dit, soos ek sê, is nie van my eie gewin, dis die evangelie en die koninkryk van God, en dan omgeet wat